For you are mighty God. We worship you. We worship you. We worship you. Almighty God. There is nothing that I'd rather do, Jesus, than to honor you, Lord. Jesus, for you're holy, Lord of the heavens and the earth, my Savior, Savior, Redeemer is our Lord. All honor and glory, power and strength
the air I breathe, Lord. You are the air that I breathe. Holy Spirit, you are so welcome. Fill us until we are overflowing. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence is living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very words spoken to me, and I'm desperate for you. I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm desperate, and I'm desperate for you. Yes, I'm desperate for you. I am, and I'm lost without you. Yes, I am, and I'm desperate for you. Yes, I am, and I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm lost without you. I'm desperate for you. Desperate for your hand. I'm lost without you. You've called me, found Jesus. You've called me a conqueror. You've called me, found me. I'm found with you, Jesus. I am. Oh, you are Blessed be your name, Lord. Van die begin van die eeue af is my gees in elke partikel van hierdie atmosfeer gevul. Van die begin wat ek hierdie aarde geskape het, het my gees reeds die hele atmosfeer betrek. En vandag wil ek vir jou die versekering gee, my kind, van hierdie oomblik af, is elke asemteug wat jy gee, elke asem wat jy inblaas, trek jy net meer en meer van my in, want ek is net so desperaat vir jou, soos wat jy vir my is. Moenie terugsit nie. Drink in. Vat soveel as wat jy kan van my.
Want ek is elke sekonde saam met jou, om jou, by jou. Nie jou mond toemaak nie. Maak jou longe wyd oop. En gee vir my gees toegang. Ek wil elke sel van jou beset. Ek wil elke gedagte van jou beset. Ek wil elke wil van jou beset. Sodat ek en jy in perfekte harmonie kan leef. Maar weet dit, hoor wat julle gesing het, en hoor wat ek vandag vir jou bevestig. Waar jy asemhaal, is ek. Halleluja. Halleluja. Ek glo dit was 'n woord vir iemand spesifiek, om vandag te hoor, waar jy asemhaal, is God. Is daar iemand wat vandag hier sit wat nie asemhaal nie? Dan is jy besig om God in te asem. Waar jy is God. Hy sien jou drang. Maar weet jy wat? Ek voel sterk hieroor. Ek gaan nou vir Stefan oorgee. Ek voel net sterk hieroor. God se drang na jou is nog groter as jou drang na hom. Hy's desperaat om in so 'n noue verhouding met jou te wees, dat daar geen onderskeid tussen jou en hom is nie. Hy soek jou nie net Sondag nie. Hy soek jou nie net in jou stilte tyd nie. Hy soek jou elke sekonde van die dag. Hy soek dat elke asemteug wat jy neem, hom is. Is jy desperaat genoeg om vandag alles oor te gee en te sê, yes, Here. Here, ons gee oor aan U. Word U ons asemteug. Amen. Prys die Here, U kan die sitplekke neem. Sukkel vir ons. Dink is die eerste keer wat ek vir jou oorgee om te preek. Asai, dankie julle. Goeiemôre almal. Dit is wel lekker om hier te wees, hè? Ja. Ja, so my naam is Stefan Stokkelfans, wat ook al julle gemaklik mee is. Ek kom van Johannesburg af. Ek en my vroutjie daarso, Nella. En dit is so lekker. Dis 'n beter een hierdie. Ja, ek's nou fancy. Dis so lekker vir ons om hierdie kant toe te kom. Ek voel dis bietjie warmer hierso as in Johannesburg, so die gees hierso loop beslis meer. Hulle sê mos as jy hom voel, dan is dit so 'n lekker gees. En wat 'n lekker dag vandag om te sê, hè? Pinkster Sondag. Wat 'n great oggend om hier te wees. 10 dae terug was Jesus op, jare terug, maar 10 dae op die dag wat opgegaan het. En toe sê hy, weet jy, hy gaan nie ons alleen los nie. Hy gaan nie ons alleen los nie, want om eerlik te wees, ek sal nie lewe kan doen sonder hom nie. Och, imagine dit. Ek sal net nie kan oorleef nie. Ek sal so droog maak, nie dat ek al klaar doen, my vrou, ten minste, as ek nie vir die Here luister nie, ten minste het ek my vrou. Sy luister. So ja, ek is nou al, ons is nou al 8 jaar, 9 jaar in Johannesburg, groot geword in Hoedspruit en toe in die Kaap, verlang, my ouers is nog steeds in die Kaap, my pa is 'n pastoor, tannie Annetjie en tannie Alma se broer, en ja, groot geword basically in sy huis, geestelike huis, waar hy kerk gehou het, en al hierdie songs wat julle, al hierdie liedjies wat julle gesing het volgende, dit is die liedjies wat ek mee groot geword het. So dit was nou so lekker om dit nou vanoggend weer te hoor, en soos, dit pas so by die tema van die diens wat sê Back to Basics. So toe ek geswat het, toe ek teologie gaan swat het vir 3 jaar by Pneumatics in die Kaap, was daar vir ekstra geld. As 'n student dink jy mos gereeld aan
ekstra goedjies wat jy kan doen om geld in te kry, want studentenlewe is mos nou nie ja, glo my, is nou nie die beste nie. Maar dis baie lekker. Maar jy het 'n beursie vir net om jou sak vol te maak. Daar's niks in die beursie om die beursie vol te maak nie. En ons het toe as klomp teologiegroep ouens het ons gesê, luister, hier is 'n kamp hier iewers. Kom ons kyk of ons nie fasiliteerders kan wees by die kamp en geld maak, ekstra geldjie maak daarso nie. En die kamp se naam was Back to Basics gewees. Die hele doel van die kamp was vir skole en vir leiersgroepe en al sulke goed om soontoe te gaan om team building exercises te doen basically. As ek baie Engels deurkom en ek weet in my notas as baie Engels, ek kom uit 'n Engelse kerk uit wat baie Afrikaans lief is, maar Engels preek. as dit sin maak, want Afrikaans het 'n ander liefde teenoor 'n Engelse man. Niks teen die Engelse manne nie, lief vir hulle ook, maar die Afrikaanse liefde is bietjie meer warmer. Ja, so daar's baie Engels wat uit my mond uit gaan kom. Ek is jammer. Ek's regtig jammer. Okay? Ek het probeer. Ek moes weer besef het hoe om Korintiërs in Afrikaans te spel. Okay? Ek het probeer. In 'n geval kom daar so aan en wat so great was van die kamp, wat so lekker was van die kamp, ons het die 1 jaar vir 'n naweek het ons se eerste span, dit was net voor die seisoen begin het, rugby. Net voor die rugby seisoen in Maart se kant, Februarie, Maart se kant, het ons se eerste span gekry wat gekom het. Maar die eerste dag, almal het beklei want almal wil kaptein wees. So jy het hierdie klomp ouens gehad en hulle weet aan die einde van die kamp gaan hulle nou die span afkondig wie die eerste game gaan speel en dit is 'n groot wedstryd vir hulle en hier's 'n paar ouens, hulle is stamperig en bietjie boelierig en sulke goed want hulle wil wys hulle kan kaptein wees. Hulle is die manne. En so die kamp was die Vrydag, die Saterdag en die Sondag het ek klaar gemaak om net te sien teen die Sondag hoe hulle weer teruggekom het van wat die basis is van hoekom hulle in 'n span is. Deur die hele proses wat ons hulle gestap het en ja, hulle het koppe gestamp die Vrydag aand en die Saterdagoggend waar hulle net verder gestamp het en teen die Sondag het iets net gesnap in hulle kop, maar dit maak nie saak wie kaptein is nie, dit maak nie saak in watter posisie ek is nie, dit maak saak wat doen ek in wat ook al posisie ek is. En hoe ek moet uitleef in my posisie en hoe hulle so 'n groot liefde vir mekaar begin kry het teen daai Sondag dat toe hulle die kaptein afgekondig het, het almal gecheers en almal het gejuig en almal het om high fives gaan gee en vir hom drukkies gaan gee en hulle was so excited vir hom en daar was nie geen jaloesie wat ingekom het nie en geen, maar maybe kan ek iets beters doen nie, niks van dit nie, want hulle was terug op wat die basiese fondasies is van hoe ons moet leef. En dis wat die kamp gedoen het, en dis wat ek vandag ons gaan nou nie deur 'n teambuilding oefening ingaan nie stressie. Maar wat ek graag vanoggend wil doen vir ons, ons kom weer terug by, maar wat is actually so belangrik? Ek kom uit 'n kerk, het 'n baie groot kerk in Johannesburg, kerk se naam is Breakthrough Life. Ek is die jeugpastoor daarso. Ek love my kerk. Ek love die mense daarso en ek love ons leiers en alles wat daar aangaan. Maar dit is alles tot die wind as elke persoon nie doen wat ons geroep is om te doen nie. As wat ons geroep is. Daar's 'n skrywer, Francis Chan, love jou, Amerikaanse skrywer, en hy het 'n boek geskryf van Letters to the Church, en in sy boek hy het 'n groot kerk van 5,000, 6,000 mense. Het hy letterlik een Sondag net gesê, cheers. Hy maak oor 'n maand klaar, en almal is soos, wat? Hoekom? Hy soos, dit het vir hom so hartseer geraak, na 6 maande toe hy eers weer begin praat en so, hy sê dit vir hom so hartseer geraak, hy het in 'n kerk gekom waar soveel mense sit en na hom luister en great worship en al sulke goed, maar hy sê, dit het geraak van een persoon leef sy calling uit en die res kyk.
En ek sê, okay, dis 'n manier om na kerk te kyk. Kom ons almal leef actually uit wat ons supposed is om te doen. Dit gaan nie oor die band was great. Julle was dit gaan nie oor die band hier. Dit gaan nie oor die pastoor wat preek hier. Dit gaan nie oor die klankmense daar agter nie. Dit gaan oor elke liewe persoon van ons kom kerk toe om uit te leef wat hy vir ons gegee het. Maar ek spring nou baie vooruit. Back to basics. Gaat ons. Kan ek vir ons bid, Vader? Dankie dat U klaar hier is. Dankie dat ek U gees kan voel. Dankie dat ons vandag kan leer. En vandag kan leef. En vandag U kan wys. Sien die woord, sien ons harte. Amen. So, kom ons begin altyd met liefde. Hey, kyk also. Kom ons begin altyd met liefde. Dit is ons back to basics. Dit is hoe ons fondasie meer begin. Die beste model wat ons het. Letterlik die beste model. En dit is nou nie een van die mooies wat loop hier. Ek praat van die model van 'n voorbeeld. Beste model wat ons het is Jesus. Hy is ook seker een van die mooies wat kan loop. Maar die beste model wat ons het is Jesus. En hoe hy uitgeleef het en sy tyd hierso op aarde. Mense kan stry, ja, maar hy was God gewees. Ja, maar hy was ook mens. En as gevolg van die element wat hy wat mens was, kan ons sê dis ons voorbeeld. En omdat hy gesê het hy is mens, kan ons sê ons kan ook streef om so te lewe. Dis actually nie so moeilik nie. Dis nie so moeilik om nie te sondig nie. Dis nie so moeilik om heeltyd lief te wees nie. Dis nie so moeilik nie, want die triks wat hy gedoen het, wanneer hy moeg is, wat het hy gedoen? Hy het na sy Vader toe gegaan. Wanneer hy gegee het, waar te ontvang? By sy Vader. Weer eens, ek hardloop vooruit. Sorry julle, ek is net so. Hy het alles wat hy gedoen het deur liefde. En hier kom klomp veel mense, fariseërs. Shame, hulle was nie veel nie. Hulle het actually 'n goeie begin gehad en toe besluit hulle, weet jy wat? Hulle dink wat hulle kan doen is beter as wat bedoel was. En toe het hulle op 'n ander manier gegaan en toe wil hulle vir Jesus gevang het. Hey Jom, wat is die regte, soos wat my tannie nie kan sê, brou en dood en lekker en sulke goed nie. Ek het geen probleem om sulke goed te sê nie, okay? So as ek sê chom of chopper, it is what it is, nee, sorry. Okay? Joburg het ander maniere daar sê, maar Joburg is, ja, shame, arme Joburg. Ek voel die gees hier is lekker. Joburg het baie meer liefde nodig. Dis hoekom seker baie pastore in toe gaan. Julle is alright. Julle is okay. Julle doen lekker. Okay. Kom ons gaan na Matteus 22 toe. Want die fariseërs is soos, wat is dan die belangrikste? Ek meen, Moses het julle het vir hom die 10 gebooie gegee. Ek probeer regtig met die Afrikaans. Julle, ek het nou amper commandments gesê, maar toe sê ek soos, gebooie. Die 10 gebooie gegee en julle soos, dit is nou uit daaris uit. Wat dink jy is dan die belangrikstes? Wat dink jy moet gedoen word? En hulle wou vir Jesus uitgevang het. Hulle wou vir Jesus gesê het, jy weet nie eintlik wat jy van praat nie. Ons wat die wet volg en die wet is belangrik. Ons weet. Maar Jesus sê vir hulle, en kom ons lees daarso, hy sê, leermeester vra hy, wat is die belangrikste opdrag in die wet van Moses? En Jesus antwoord, en Jesus sê vir hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie 2 gebooie. So,
Wat is ons fondasie? Liefde. Liefde vir God, liefde vir ander. En as jy actually na die 10 gebooie gaan kyk, die eerste 4 dink ek is jou liefde vir God. Moenie iemand boom kies nie, al daai goed. Dan die ander 6 is jou liefde vir ander. Moenie steel nie, moenie beroof nie, moenie lieg nie, moenie eer jou vader en jou moeder. So basically wat Jesus gesê het, julle wil my uitvang, ek is soos, dit gaan oor liefde. Julle het gedink die gebooie gaan oor wet en julle het gedink die gebooie is oor reëls en regulasies wat julle moet heeltyd volg en al sulke goed, maar as julle actually net lief is, dan kom dit natuurlik deur. Want as ek lief is vir my broer of vir my suster of vir my buurman of buurvrou of wat ook al, dan gaan ek mos nie hulle hond gaan steel nie. Gaan mos nie hulle brood gaan uit die oond uithaal nie, gaan nie verstaan. Hulle sleg sê op TikTokie, okay, dit was nou vir daai mense daar. Ek weet dis nou nie vir julle nie, daar is nou mense daar. Okay. Ek gaan mos nie sulke goed doen nie. Want hoekom? Ek is lief. So basies, hoe dit uitloop, hoe dit uitdraai, wees lief. Ek kan nie hier staan en met julle praat as ek nie klaar lief is vir julle nie. Ek ken letterlik niemand hier behalwe my niggie, my 2 tannies en my vrou. En jy? Nee? Ja, dit is letterlik al wie ek hier ken. Okay? En ek is klaar lief vir almal van julle vir een rede. Een rede alleen, nie omdat julle amazing is nie, julle is probably, maar net een rede en dit is omdat God my liefhet. En omdat hy my liefhet, weet ek, hy het julle ook lief. So hoekom sal ek julle dan anders hanteer as wat hy my hanteer het? Nou, ek het vir die Here gewonder, ek met my Here gepraat. Ek het gewonder, moet ek oor die vrees van God praat? Want die laaste 2-3 weke, die Here roer so in my hart oor die vrees van God en ek raak soms so verboureerd as 'n mens net daaraan dink, want ek het nooit besef actually die erns van die vrees van God nie, want ek het die hele tyd gedans in sy liefde. Want dit is so lekker hierso en dis genade en dis amazing, maar hy is nog steeds just. En nou sê ek soos, ek het van nou vergeet, ek moet in die middel staan, want daar kort 'n balans van wat sy liefde is en wat die vrees van God is. Want as elke disipel en as elke volgeling in die woord gepraat het van, maar vrees God, hoekom moet ek in 'n genade swembad swem? En sê, maar is okay, ek het nou per ongeluk sleg gepraat oor my chommy, is fine. Nee. Hoekom sal dit fyn wees as hy dit nie sou gedoen het nie? Dis okay, ek het per ongeluk 'n ekstra 4 of 'n 0 in daardie bedrag gesit sodat daar meer net geld en ek is nou in die ekstreem, besef nou ek kan baie erger gaan en sê nee, ek het gou daai ander vrou gaan soen en daar sit my vrou. Okay, ek is nou in die ekstreem, maar ek het toe besef, hoekom sal ek my broer of my suster of wie ook al sleg hanteer, anders hanteer as hy nie sal nie, want die vrees van God is 'n ding. En dit is nogal 'n scary ding. En nou sê ek nie, kom ons moet nou lewe in vrees van die Here, want daar's nou 2 extremes, en hier is nou glad nie my preek nie, wat doen julle aan my? Daar's 2 extremes, okay? Daar's die ekstreem van die genadeboot, alles wat ek doen is okay, en solank ek net vrede in my hart het voordat ek doodgaan, ek kan lewe soos wat ek wil. Okay, daar is sekere mense wat so leef. Julle kan sê ja of nee, dit is ongelukkig waar. En dan is daar sekere mense wat sê, o nee, wag. Die Here is daar met 'n lat. Pata! Okay? Hy gaan jou slat. Dit gaan nie lekker wees. Jy sien die jong mense lag, so dit werk. Okay? Hy gaan jou slat. Dit gaan nie goed wees nie. Alles wat ek doen moet reg wees en regverdig wees en so stokstyf in die kerk kan nie sing nie. So ons het die 2 extremes. Maar ons kom die middelpunt. En dis wat lekker is. Dis waar hy actually vrede vind.
en waar jy vry voel. En as ek sê, ek weet van sy liefde, ek love sy liefde, ek weet ook hy's God. En as ek sê, hy is my Here, he is my Lord, dit beteken, ek gee vir hom die volle mag, om met my te doen, net wat hy wil. Dit beteken, my elke oggend, elke middag, elke aand, wanneer ek 'n besluit wil maak, is dit eintlik 'n besluit oor wat goed sal wees vir hom, en nie vir my nie. Maar hy is ook lief. En omdat hy lief is, beteken dit die begeertes van my hart is sy begeertes ook. Daai middelpunt. Hier is eintlik nie my preekie, hier was net 'n ekstra bonuspunt, om te kom by die punt van, kom ons wees lief. Kom ons wees lief. Laat dit ons basies wees, laat dit ons beginpunt doen. So alles wat jy doen, doen dit deur liefde. Letterlik alles. As jy lekker skaapbout in die oond sit, hy gaan nie so lekker wees as jy nie 'n bietjie liefde opgegooi het nie. Het jy al ooit jou ma se kos geëet en dan sê sy, "Jesus, mamma, hoekom kry mamma dit so lekker?" En as ek dit maak, is dit sê sy, want daar's 'n bietjie liefde. Nee? Jou ma se kos is altyd die lekkerste kos. Geen nie om hoe great 'n 5-ster restaurant of 'n Michelin-ster restaurant of wat ook al is nie. Jou ma se kos is altyd die beste. As jy uit die huis uit is, sal jy weet. Maak jou eie pasta eendag. Maak daai boontjies, jy gaan sien. Julle gaan probably nie vir die eerste 5 jaar nie boontjies maak nie. Maar try dit. Gaan nie so lekker soos jou ma se kos wees nie. Ek het altyd gedog, okay, maybe Joburg se lig teenoor Kaap se lig, maybe is dit die ding. Maybe is daar 'n suurstof ding, maar dan kom sy hiernatoe en maak nog steeds die saus en dan sê ek, is daai liefde. Sien wat jy in 'n resepteboek kan neerskryf hier, is net iets wat daar is. My ma se ma, my ouma, sy het ook die lekkerste melktert gemaak. Genadiglik. Julle praat my nou lus van melktert, van volgende af, wat gaan jy aan? En my broer is 'n chef, hy het daai resep uit en uit probeer, konstant probeer. My ma is 'n baie goeie kok, sy kan regtig lekker kos maak, jy kan sien. En regtig hard probeer, nie een van hulle twee kon daai melktert so gekry het, soos hoe my ouma dit gemaak het. Want, ja, 'n bietjie liefde. En as ek sê, is dit daar oond? Nee, is 'n bietjie liefde. So alles wat jy doen, liefde proe net lekker. As jy vir jou man of jou vrou drukkie gee, is lekker. Nee? Val nou as dit so koud is, dan squeeze sy bietjie harder, want sy kry regtig koud. Julle sal nie daarvan weet nie, okay? Los dit vir as julle oud is. Okay, sis. So, basies, waar ons begin, is liefde. So ons word genoem Christene. Nie waar nie, wie is hier 'n moslim? Ek sal vir jou bid, karashara daraja. Okay? As jy ateïs is ook, is okay, ons is nog steeds lief vir jou, maar okay? Ons is hier, ons is Christene. Ons staan bekend as Christene. Die definisie is klaar daar. Lekker. Ons staan bekend as Christene. Nou, ek weet dis Engels, want 'n gesalfde en 'n anointed, ek like anointed, okay? So, the word Christian comes from the Greek, wat ook al daai sê, Christianos. Okay? So, Christianus word uit twee gebreek. Ek het hierdie nou gedoen, actually vir die ouer mense, net om vir hulle te wys, kyk, ek ken 'n bietjie Grieks. Christus, wat beteken the anointed man? Dis waar Jesus Christus vandaan kom. As julle nie geweet het nie, Christus is nie sy van nie. Hy was nie, soos wat ek Stefan de Villiers, is hy nie Jesus Christus nie, hy is actually Jesus van Nazareth. Dit was sy van, want in daai tyd het hulle gesê van waar jy af is, hulle het nie van 'n regtig gehad nie. Wanneer het van actually gekom? Is 'n baie goeie vraag. Ek het nie ADHD nie, ek is net laf. So, hulle het gesê, okay, maar hy is
anointed, hy's 'n gesalfde en dis hoekom hulle gesê het Jesus Christus, Jesus Christ. Want wat hy gedoen het, sy leefstyl het uitgespreek, hy's gesalf. He's anointed. Okay? So Christus en dan Janos. Okay? Wat beteken follower of belonging. Nou, so dit beteken die woord Christian, beteken actually follower of Christ of one who belongs to the anointed one. Ek like daai ene baie meer. So as ek sê, ek is 'n Christen, beteken dit ek sê, my pa is Jesus. Wel, Vader. Hulle. Vrydag aand by jeug, by ons jeug het ons 'n ou gehad wat kom preek het by ons en hy het so lekker begin. Hy het gesê hy het 3 paas. Dis ek sê jy mag geskei. Hy sê nee, hy het 3 paas. Hy het Vader in die hemel. Hy het sy Vader op aarde en hy het sy geestelike pa. Maar al 3, hy is gelukkig om te sê al 3 is 'n gesalfde van die Here. Wel, die eerste een is beslis, want dit is die Here. Maar die ander 2 is gesalfde van die Here. Dus ek sê, dis nogals 'n lekker ding om te sê, my identiteit is in 3 paas. Ek het 'n pa wat great gedoen het. En hy doen nog steeds great. Hy doen die beste wat hy kan. En hy is regtig 'n goeie pa. Maar ek het 'n pa wat my nog nooit teleurgestel het nie. Wat my nog nooit gefaal het nie, wat nog altyd daar was, wat great planne vir my het, al sien ek hulle nie raak nie, want ek is mens en ek soek my eie ways, maar dan besef ek sy ways is soveel beter, want dit is Jesus, great planne het, en dan het ek 'n geestelike pa wat geestelike input in my lewe het, om te sê, ek cover jou spiritually, om seker te maak, jou groei is goed. Is dit nie 'n great om jou identiteit in dit te kan sit, om te sê, ek is 'n volgeling van die gesalfde nie. Ek volg hom. Nou, as jy iemand volg, daar's 2 goed wat gebeur. Nommer 1, want jy gaan na die volgende slide toe gaan, daar's 'n ding daarso. Nog eene. Daar's hy. Okay, nommer 1, 'n volgeling is iemand wat leer. So as ek vir Tannie Soutie, Tannie Alma, Dr. Alma, generaal, as ek pastoor Alma volg vir, kom ons sê, vir 6 maande. Iewers in daai 6 maande gaan ek begin aantrek soos wat sy aantrek. Ons is amper daar. Ek gaan dieselfde kos eet wat sy eet. Ek gaan dieselfde half skedule begin volg wat sy volg, want hoekom ek met die hele tyd by haar wees. So as sy in meetings sit, is ek daar iewers. En ek hoor haar gesprekke en ek luister wat sy doen. En binne 6 maande, wat sy sê en hoe sy praat oor Star Trek, gaan ek begin praat oor Star Trek. Okay? Wat sy sê en praat oor politiek en oor werk en oor kerk en oor Jesus en al sulke goed, gaan ek begin praat. Hoe sy 'n liefde het en 'n sagte plekkie het vir mense wat sukkel, gaan ek begin optel om 'n liefde en 'n sagte plekkie te begin hê vir mense wat sukkel. Hoekom? Want dit is my reference. Dis wie ek die hele tyd volg, dis al wie ek sien, dis al wie wat se kos ek ontvang en wat se kos ek kry. So dit beteken ek is besig om geshape te word deur haar, en as jy na die tweede deel toe gaan jy sien ek is besig om te leef soos wat sy leef. So, as ons volgeling van die gesalfdes is, followers of the anointed one is, hier gaat ons, waar leer ons? So hoe leef ons? As ons kyk na die disippels, al 12 van hulle, arme Judas, wel nie arme, al 12 van hulle, so geleer. Dis actually 'n baie goeie voorbeeld. Dankie Jesus. Judas het alles by hom geleer. Nog steeds besluit om sy eie kop te volg. En wat was sy einde? So dan wat van ons? Dat ons alles by hom leer, maar nog steeds ons eie kop wil volg, wat gaan ons einde wees?
Daar was sy woord, nie myne nie, haal hom uit as jy wil later. Okay? Alles by hom wat ons kan leer, so gaan ons moet leef. Wat beteken, as hy vir iemand bid en hulle word gesond, ek moet dan vir iemand bid. Of hulle gesond word of nie, dis nie op my nie, dis die great deel. Dis nie op my nie. Ek is daar as 'n wessel en sê Here gebruik my. As ek nie daar is nie, wie gaan hy dan gebruik? God is so great om te sê, weet jy wat, ek kan dit self doen. Ek kan dit self doen, maar hy wil nie. Hy wil ons gebruik vir 2 redes. Nommer 1, om sy glorie te wys vir almal rondom hom. Nommer 2, om vir ons te wys hoe lief hy is vir ons. So is Tannie Soutie wat siek is met daar lekker hoes, sy is nie siekie, sy het net 'n okay, wat ook al daar aangaan. Vir my om dan te sê, okay Here, ek wil dan soos U leef, maar niks, nie vir te bid nie hande op al lê nie, net daar te los, en sê, yes Tannie, ek is lief vir Tannie. Wat sê Jesus gesê? Ons is besig om The Chosen te kyk, want ons het 'n kamp iewers in Junie, 'n jeugkamp, einde Junie. Ons is in Junie. Einde Junie het ons 'n jeugkamp wat ons snippets van The Chosen gewys en dan gaan ons net 'n lekker woord daar uitbring. Maar basically wat ons gewys is miracles. Kort miracles, want ek voel The Chosen regtig waar die wonderwerke wat Jesus gedoen het baie mooi uitgebeeld. Vir die wat dit nooit gekyk het nie. Teologie is 90%, maar die uitbeelding van die wonderwerke is beautiful. So as jy 'n geloof opblaser nodig het, gaan kyk so 'n episode of 2. Okay. En daarso wat cool is daarso. Jesus sal met 'n ou kuier wat 'n seer been het en hy sal net lief wees. Hy gaan nie vir hom bid nie, hy gaan nie uit Satan, hy doen niks van dit nie. Nie dat hy nie Satan het nie. Niks van dit nie. Hy is net lief. Hy is weg, hy slaap nie eers daaraan daar nie. Hy gaan slaap in 'n huis wat hulle gesê het is haunted en hy sê ek soek daai kamer. Toe was dit nie eens haunted nie, hy was so teleurgestel. En wat gebeur het? Die ou het wakker geword in sy huis, is nou 'n paar kilos weg. En sy been is herstel. Is heeltemal genees. En hy freak uit. Jesus is so cool. Want hy is. En al wat Jesus gedoen het, hy was liefde. Hy was liefde. Ons het 'n ou gehad van Bethel by ons kerk, sy naam is Chuck Perry. Hy hardloop se Bethel het 'n healing house daar by hulle in Amerika. En hy is die hoof van die healing house, maar hy sê basically, hy verstaan nie hoekom hulle hom hoof gemaak het nie, want hy weet absoluut nul van om mense genees nie. Hy weet niks. Hy is net 'n wissel. Hy weet niks. Daar is nie 'n graad wat jy kan kry om sê, okay, nou is ek iemand om mense gesond te maak. Niks van dit nie, want it's not us. Dis nie ons wat dit doen nie. Hy sê, as iemand inkom met kanker in 'n rolstoel, en dan sê hy soos, okay, wat gewoonlik in die verlede gewerk het, kom ons kyk of dit gaan werk. Nee, dit werk nie, okay. Here, wat wil U doen? Dan sê die randomste goed. Hy sê letterlik, nee, kry jou leiers, staan reg rondom jou en begin lag. Dis so weird. Hierdie ou is besig om dood te gaan in kanker. Hy was in 'n bed gewees. Hy was nie in 'n rolstoel, hy was in 'n bed gewees. Hy is besig om dood te gaan van kanker. Hy sê net nee, staan om die ou en lag. En dis wat hulle toe doen. Hy en sy leiers staan om die ou en hulle lag net. Uit hulle maage uit, hulle lag. Hulle lag. Raai wat, 'n week daarna kom jy in 'n rolstoel in. Nie meer in 'n bed nie. Bietjie meer gewig opgetel, kom in 'n rolstoel in, en hy sê, nee, lag weer. Hy wil weer kom lag. So elke week vir 4 weke lank,
Teen die 4de week het hy ingestap en hy was kankervry. Was kankervry gewees en al wat hulle gedoen het, hulle het gelag. As ek 'n graad kan hê en lag, sal dit amazing wees. Yes, ek sal baie goed wees in my werk. I love it om te lag. En dis al wat hulle gedoen het. Maar wat eintlik gebeur het, al wat hulle gedoen het, hulle was net gehoorsaam. Hulle was soos Here, gebruik my. Ons het 'n sê ding, how do you spell faith? R-I-S-K. Dis hoe jy geloof spel. Want hoekom? Jy moet die risk vat vir hom om jou te gebruik. Hy gaan jy nie gebruik as jy net sit nie. Hy gaan jy nie gebruik as jy net daar iewers is nie. Hy gaan jy nie gebruik as jy sê, maybe nie vandag, Here, is okay. Nie my nie. Ek wil net receive. Sondag is wanneer ek receive. Nou ja, Sondag is great om te receive. Dis Sondag is 'n goeie opbou Sondag. Maar partykeer, soos wat jy opbou, moet jy gee ook, sodat jy weer kan opbou en gee en weer opbou en gee. So kom ons kyk daarna, wat kyk ons na volgende? Voordat ons toe gaan. Daar's 'n studie, jy kan maar daar bly. Daar's 'n studie wat ons gedoen het, die ou se naam is Colin Dye. En sy ou in Engeland, hy het klomp teologieboeke geskryf. En wat great is, hy het in sy een boek het hy geskryf, hy het navorsing gedoen in die Nuwe Testament van kerkgroei. Spesifiek oor kerkgroei. Wanneer het kerke gegroei in Handelinge en al sulke goed. 14 kere wanneer kerk gegroei het, was dit as gevolg van die werking van die Gees en die woord. 14 kere. Hulle het 'n goeie balans gehad van die werking van die Gees en van die woord van God. 'n verdere 6-7 kere was dit net die werking van die Gees, en daar was net een keer in die Bybel waar dit net die woord was. Net een keer in die Bybel. Wat vir my toe laat gedink het, okay, ons kort 'n goeie balans. As ons kyk na Jesus, Jesus het altyd gedoen en hy het hulle nogals goed gedoen. Die werking van die Gees en die woord. Kom ons voer gou 5000 terwyl ek vir hulle woord gee. Hy het vir hulle woord gegee, miracle. Woord gegee, miracle. Daar was heeltyd, nog nie heeltyd nie, partykeer het hy net gesê, okay, sien nou, haha, jy sien, gaan vertel vir mense, of. Maar elke keer, wanneer die kerk gegroei het, 14 van die keer, wanneer die kerk gegroei het, was dit die werking van die Gees, en dit was die woord. Wat baie belangrik sê van jou aksies, en jou fondasie. Hoe jy leef op 'n Sondag, en wat jy glo op 'n Sondag. En ek sê nou net Sondag, dis actually elke dag. Hoe jy leef elke dag, en op wat jy op glo elke dag. So, werking van die Gees is nie net, kom ek maak jou gesond. Die werking van hierdie ken julle. Dis die mense in Joburg wat dit nie ken. Julle ken hierdie. Okay, werking van die Gees is nie net, kom ek genees jou, of kom ek profeteer hier, of sulke goed nie. Werking van die Gees is al hierdie. Okay, die gawes van die Gees. Dit is wysheidswoord, kenniswoord, geloof, gawes van gesondmaking, kragtige dade, wonderwerke, profesie, onderskeiding van geeste, verskillende tale, spraakentale en die uitleg van tale. So dit is al daai. Lewe ons al daai elke dag? Dis die vraag. En ek doen ookie, okay? So geloof my mense in Joburg nog minder. Julle is baie, ek voel julle is al daar. So hierdie is nie 'n woord vir julle nie, dit is vir hulle. Lewe ons elke dag waar ons sê, Heilige Gees, doen met my wat jy wil. Al is dit enige van daai. Doen met my wat jy wil. Partykeer wag ons vir hierdie groot skuif die water uit Moses oomblikke. Vir hierdie groot, kyk sy voet groei terug oomblikke. Vir die groot, hy kan nou sien oomblikke. Maar 9 uit die 10 kere, die wonderwerke wat jy in jou lewe sien, is die klein goedjies wat elke dag gebeur.
Ons het genoeg geld om te eet vir aandete. Ons kon iemand anders van 'n suurdag na 'n lekker dag gemaak het. En hoekom? My hart was uit soos, Here, gebruik my. Dit was my gesindheid. Aan my gesondheid ook. Want dit was my gesindheid gewees. Here, gebruik my. So maklik is dit. Here, gebruik my. So dit beteken dan, die groei van die kerk is die Gees plus die woord. Ek kan nie net op die woord is so lekker. Partykeer is die woord hard. Ek gaan nie regtig nogals om uit die Bybel uit te lees. Ek weet nie van julle nie, dis vir my regtig lekker. Daar's so as jy comedy soek, gaan in die Bybel in. As jy drama soek, jop. As jy gaan in die Bybel in. As jy aksie soek, Dawid se hele lewe, hy shame. As jy wat ook al jy soek, as jy wysheid soek, as jy 'n dokumentêr soek, as jy hou van lees, die Bybel het letterlik alles. Maak net oop en kyk, dis nogal cool. Moet ook nie net een van daai wees, ons pastoor by ons kerk sê, hy kry ook partykeer en ja, dit is reg, jy kan dit doen, wat jy die Bybel vashou en sê, Here, gee vir my 'n skrifvers. En dan maak jy hom oop. En dan staan daar, and Judas hang himself. Ons kan nie net op daai vat. Okay, partykeer is daar elemente van dit wat jy nodig het, wat jy sê, Here, ek weet regtig nie meer nie, en dan maak jy die Bybel oop en dan is daar presies die vers wat jy nodig het. Maar ander kere gaan dit oor dissipline om te sê, kom ek leer net by jou voete. Kom ek leer net by jou voete. 'n Vraag wat ek partykeer baie by ons jong mense kry maar ek soek net meer. Soos, wat bedoel jy soek jy meer? Hierso. Wat bedoel jy? Maar ek soek net meer. Eintlik wat hulle meer soek dan, is daai lekker gevoel wat hulle kry in worship. Is daai warm liefde wat hulle partykeer ontvang in worship. Maar eintlik, as jy besef hoe great die Here is in jou lewe, dis jou meer. My kos, is wat ook al hy vir my wil sê, uit sy woord. Ek geniet ook my lekker worship oomblikke, ek doen. Maar ek raak ook lekker dronk wanneer die Gees, want dit is lekker. En dis wat Pentekost gebeur het, dis wat gebeur het toe. Daar was 'n harde klap gewees, 'n harde geluid gewees, en wat het hulle begin doen? Hulle begin in tale praat, en hulle was so gerasja, ek verstaan wat jy sê, ou. Hoe? En ook hulle het begin uitleef van sy gawes. Van daai oomblik af. Pa! Ha! So ek soek ook daai gevoel, maar ek weet wat die beste kos is. Dis die woord van God. Ek is amper klaar. Ek wil amper klaar wees. Ek wil nie amper klaar. Ek is amper klaar, maar ek wil hierdie sê, kom ons leef dan om ander mense op te bou. Laat dit ons leefstyl wees. As ons teruggaan na basics toe, wat is die fondasie? Is om lief te hê, maar dit is ook om ander op te bou. So hoe bou ons ander op? Hier kom daai Korintiërs. 1 Korintiërs 14 vers 3. 1 Korintiërs 14, ek glo hy sal daarop wees, maar ek soek hom hier ook. Okay. Hoe bou ons anders op? Waar is 3? Daar's 3. As jy in tale praat, okay, ek lees nou die hele ding, as jy, daar is 2, sies vir my, maar as jy profeteer, bou jou woorde mense op, en bemoedig, en vertroos hulle. So as ek profeteer, wat hy basically vir my sê, luister, hoe bou mens mense op? Kom ons profeteer vir hulle. Maar Here, is dit nie 'n fancy Jeremia of 'n Isaia wat so naby aan God is? Hulle het 'n ander tipe van gesalfde gehad. Maar as jy letterlik verder aan lees, praat Paulus van begeer profesie met jou hele hart. Want profesie
is hoe jy ander se geloof opbou. Hy praat ook van tale om jouself op te bou, om jou eie geloof op te bou, en profesie is hoe jy ander mense opbou. So, as ek dan wil profeteer, as ek dan ietsie wil sê, dan vra ek, okay, Here, wys my. Wat ook al woord ek gee, weet ek, moet bemoedigend wees, moet opbouend wees, en moet vertroos. Moet iemand troos en hulle lekker laat voel. So, as ek dan oor Tannie Annetjie praat, ek wil nou my ander tannie ook gebruik, as ek dan oor Tannie Annetjie praat, as ek nie daai 3 goed doen nie, al praat ek oor haar of met haar, en daai 3 goed is nie deel van, dan is ek nie besig om haar op te bou nie. So dan is ek nie meer besig om te leef soos hoe God wil hê ek moet leef nie. Want wat ek sê, doen nie daai 3 nie. Partykeer moet 'n vertroosting meer wees. Soos ons tannie wat, so hulle tannie wat oorlede is, my tannie, groot tannie. So nou moet ek meer vertroostend wees. En raai wat? Die Heilige Gees sal jy actually guide. As jy oop is om te sê, Here, wat? Dan guide hy jou om te sê, okay, kom ons wees meer vertroostend. Maar ons bou nog steeds op. Volgende vers, 1 Korintiërs 14 vers 12, wat sê, so moet julle ook as julle toelê op die gawes van die Gees, daarop konsentreer om uit te mint die gawes wat die gemeente opbou. So dit beteken, ek kan nie net fokus op die gawes wat myself opbou, soos tale. As ek Bybel praat van, as jy nie meer weet om te sê nie, laat die Gees vir jou bid. Okay? Stefan 5 vers 28. Laat die Gees dan vir jou bid, en laat hy dan vir jou praat. So dit beteken, wanneer my woorde nie meer kan nie, praat vir my, Here, want ek weet nie meer nie. Dit is hoe ek my gees opbou. Maar, as ons is een liggaam, 1 Korintiërs 12, ons is een liggaam, selfs die mense in Joburg hulle is probably die voete. Okay? Ek love het om in Joburg te leef, okay? Ek wil rarig uit. Ons is een liggaam, so dit beteken, ons bou saam die gemeente op. Almal van ons. Want wat is die gemeente? Die gemeente is ons. Wat het Jesus vir Petrus gesê? Op hierdie rots. Daar was nie 'n kerk, jy weet, wie het daar gestaan? Petrus. So dit beteken, wie is ons? Die gemeente. Ek weet dan nie, sy het hier al vir julle gepreek, want sy het vir my al gepreek. So, kom ons bou mekaar dan op. Deur om wat te doen? Deur om onsself toe te lê vir die gawes van die Gees. Want wat gebeur dan? Die gemeente word opgebou. En ek praat nie van nommers nie. Nommers is nie 'n bou van 'n groei of 'n groei nie. Ek praat van geestelike groei. Dit is wat die Here soek. Want hy sê, as jy in die woord ook, as jy in die gawes leef, en as jy toelê in my woord, sal ek add numbers by numbers. So dit beteken, as ons nuwe mense wil ontmoet, en nuwe mense deur daai deure wil sien, wat moet ons doen? Ons moet seker maak, wanneer ons hier is, lewe ons die Gees uit. Die beste manier vir mense om te sien wat aangaan, as jy op 'n skip is, en naas daai lighthouse, ons was nou die dag in Scottsboro gewees, as jy ooit in Scottsboro is, hy het nog so 'n cool lighuis wat so woe. Is nogals cool. En ons was ver, ons was soos probably 15 tot 20 kilos weg van daai lig af, en ons kon hom gesien het. So, hierdie kerk dan, hoe is ons die lig? As ons by hom sit. As ons by sy voete leer. En as ons die gawes van die Geeste uitleef. Kom, ek gaan terug na my notas toe, ek is amper klaar. So, hoe lyk dit prakties vir ons?
Wat is 'n praktiese leefstyl dan, hoe ons hierdie gawes kan uitleef? Nommer 1, daar's 'n ding daarso. Nee, daar's Johannes ook. Kom ons skip Johannes, ek is klaar daar verby. Daar's nog 'n ding. Oefen in die gawes. Want 1 Korintiërs praat ook verder van oefen dit. Maak dit deel van jou leefstyl, maar hoe doen ons dit? Ons oefen dit. As ek in tale wil praat, die oomblik wanneer ek die Gees ontvang het, vandag is 'n great dag om die Gees te ontvang, want dit is Pinkstersondag. So dit is 'n great dag om die Gees te ontvang, want wat was die tekens gewees in die woord, wanneer mense die Gees ontvang het? Hulle het begin in tale bid. Hulle begin in tale praat. Soos enige taal moet ons dit leer. Soos 'n baba ook, soos 'n taal leer, begin mens om ba, okay, verstaan? Ek voel dis hoe elke baba moet praat, okay? En dan van daar af, begin hulle te sê, mama, dada, en dan begin hulle sê, hey, wat is my kos, okay? So, groei hulle, dis presies al wat tieners vra, okay? Dis beslis wat ek gedoen het, okay? Groei in jou taal. My taal, toe ek was 13 toe ek eerste keer gedoop was in die Heilige Gees. My taal was letterlik ta 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 ta. Okay? Nou is dit baie meer vloeiend, want hoekom? Ek het gegroei in dit. Ek het dit geoefen in waar? In my stilte tyd. Dis waar, daai oefen, want hoekom? Dit bou myself op. As ek ander mense wil opbou, hoe begin ek dan? Okay, dan nie almal voel nie lekker nie. Kom ek bid. Here, is so lief vir haar. Siektes, hier is nie jou liggaam nie. Bye. Wow. Kan ek net sê, sy het nog nie een keer gehoor van dat ons begin 'n preek het nie. Want hoekom? God is goed. En hy is liefdevol. En ek weet julle nou, wanneer sy vanaand gaan slaap, gaan dit so lekker wees. Ja. Want hoekom? God is goed. Dis hoe ek het nou my geloof uitgeoefen. En ek het vertroue om dit te kan doen, want ek weet wie hy is. Ek weet wie hy is. Al fail ek, geloof my, jy gaan fail. Ons het mense wat, selfs ek, dan bid ons, en dan sê hulle so, nee, ek het nog steeds soveel pyn in my voet. Okay, kom ek bid weer. Nee, ek het nog steeds soveel pyn in my voet. Okay. Het ek nou gefail? Was ek die failure? Julle glad nie. Nee. Teendeel, Bybel praat van hy is meer lief vir iemand wat dissiplined is, as vir iemand wat talentvol is. Hy soek eerder jou dissipline, jou elke dag se graft in sy woord, as wat jou radical talente is. So ons oefen die gawes uit. Ek wil meer profeteer, Here, so oefen dit. Ek soek 'n kenniswoord, Here, so oefen dit. Volgende ene. Bly in die waarheid. So, die gevaar van great pastore. Partykeer glo ons meer wat hulle sê, as wat die woord sê. Dis die gevaar van great pastore. En as ek praat van great pastore, mense wat 'n baie mooi, passievolle, gladde manier het om te preek. En die woord voel net so maklik as jy dit ontvang. Niks fout met dit nie. Hulle praat, jy kry van daardie wat regtig op die woord bly. En dis great. Maar ek sal liewerste seker maak, my waarheid wat ek ken, is gebaseer op sy woord. Nie op wat Tannie Alma gesê het nie. Nie op wat pastoor gesê het nie. Op wat die woord sê. Sodat as hulle dan af is, want hoekom? As 'n broer struikel en val, wat moet ek doen? Hey broer, jy het gepraat oor Matteus 22 vers 36. Eintlik gaan dit meer oor die volmaakte liefde as net 'n elkedaagse liefde. So jy was 'n bietjie mis daar, soos okay, cool. Ek weet julle nou, hulle sal dit baie meer waardeer as julle seker maak hulle bly op die waarheid, as wat julle net los en hulle gaan 'n stry. Nie dat julle gaan nie, hulle doen great. Okay, maar
Kom ons bly op die waarheid. Yes, is lekker. Die laaste ene, en is probably die belangrikste ene. Kom ons wees lief. Korintiërs 14 praat ook verder van, alles is deur die wind, niks is goed, as dit nie deur liefde is nie. Dis 13, sorry. Wat lekker is van hoe Paulus dit gesit het, in 1 Korintiërs 12, praat hy van die liggaam, en hy praat van die gifts, dan kom 1 Korintiërs 13, en hy praat net van liefde. Die hele hoofstuk is net liefde, en dan kom 14 praat van hoe om mense op te bou. Soos in die begin van hierdie boodskap. Alles wat ons doen, wees lief. Wees lief. Is nie net 'n boodskap, vandag se boodskap is nie net om te hoor nie. Kom ons wees prakties. Kom ons leef dit uit. Kom ons kom terug by wat die fondasie is van Christendom. Ons is 'n volgeling van die gesalfde. Om 'n volgeling te wees. Ons wees lief. Ons bly in die woord. En ons oefen uit sy gawes. My grootste vrees is ek wil nie mis as God besig is nie. Dis my grootste vrees. Ek wil hê hy met my kan gebruik. En nie sê, Stefan, nie vandag nie. As gevolg van wat jy dit en dit gedoen het, nie vandag nie. Ek gaan nou hom of haar gebruik. My grootste vrees. Ek wil eindig met 'n storie. Daar was 'n pastoor gewees. Hy het eendag in 'n kerk ingestap. Die kerk was nogals lewendig en lekker en die kerk was regtig besig om te groei. En hy stap in die kerk en is nie sy kerk, hy het net in 'n kerk ingestap en hy huil regdeur die hele diens. Van begin tot einde, chunk, huil chunk. En die pastoor wat gepreek het en wat sy gemeente dit is, na die tyd, gaan na hom toe en sê, ek hoorie, wat gaan aan? Wat's fout, is jy alright, kan ons vir jou bid? Hy sê, 10 jaar terug, het die Here vir hom woord gegee, dat hy hier 'n kerk moet stig. En hy kon nie. Hy het gevoel, deur sy kragte kon hy dit nie self doen nie. En die Here het vir hom 'n hele visie gewys hoe die kerk moet lyk. 10 jaar later stap hy in daai gemeente in en dis presies die visie wat die Here vir hom gegee het. If we're not able, you'll find someone that is. Ek wil nie hom mis nie. Ek wil nie hom mis nie. Kan ons bid? Vader, ek wil nie U mis nie. Ek steek my hand op en sê, Here, gebruik my. Gebruik my vandag. Gebruik my elke dag. Maak my geloof sterk, sodat ek op U woord kan bly en U liefde kan wys. Maak op hierdie Pinkster Sondag, Here, my hart oop vir U Gees om my te gebruik soos wat U wil. Van nou af tot in ewigheid. Want U is goed. Dankie vir U liefde. En dankie dat ek U liefde kan uitbeeld. Dat U vir my die vermoë gegee het. Dat U vir my die asem gegee het om U woord te kan uitleef. Amen. Amen. Dankie julle.